Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, vandag is die 3de Desember, die jaar 2025, man, opgewonde oor hierdie dag. Hoekom? Dis petroldag, nee, maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sussie. Ek sê dit elke week, nêrens in God se woord staan daar enigiets van 'n krywa of Abba, en die Here het gesê, volg my. So ons is hier om mekaar te lei, maak seker jy is ingeskakel by 'n bidtuur, by 'n selmeeting, gaan kry jou petrol om jou deur te dra vir die res van die week. Halleluja. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor onreinheid. Nou ja, as ons gaan kyk in God se woord, dan die fariseërs en die skrifgeleerders was wat nou so geleerd is en goeders, het altyd gesê jy kan nie, die disippels het met ongewaste hande geëet, so dan is hulle onrein. Nou vir ons in vandag se geslag, wanneer ek en jy eet sonder om ons hande te was, dan sê ons, man, jy gaan pyn op die maag kry. Daai olie in jou hande, op jou vingers, dit gaan vir jou, gastro gee, nie, so jy beter jou hande gaan was. Dit het niks te doen met onreinheid nie, dit maak jou nie 'n vieslike mens en onrein, as jy 'n stuk brood eet, en jy het nog so 'n bietjie grease in jou vingers nie. Dalk kry jy so 'n bietjie meer lubricant hier in jou maag af, as jy daai olie inkry. Maar nietemin, dit maak jou nie onrein nie, maar kom ons kyk bietjie in God se woord, wat het die Here self gesê, wat maak jou onrein? En ons kan ons Bybels blaai daar Markus 7, Markus 7, en ek gaan in die Boodskap Bybel vir ons lees hierso. So Markus 7 hier verse 1, hy sê, 'n klomp baie belangrike Jode uit Jerusalem kom toe na Jesus toe. Party van hulle was deel van die streng godsdienstige groep van die Fariseërs, en daar was ook 'n paar wie se werk dit was om te sê hoe 'n mens die skrif en veral die wet moes verstaan. En hulle het Jesus en sy volgelinge fyn dopgehou. Hulle sien toe dat 'n paar van sy volgelinge kos eet sonder om hulle hande te was, wat ingedrys het en teen die wet van die Jode. Daar was 'n baie streng Joodse wet wat die mense moes volg om jouself rein en reg te kry om te eet. Die Jode sou nie eet voor hulle eers hulle hande gewas het nie. Hulle het dit van die ou tyd af so gedoen. So in ander woorde, hierdie was 'n wet gewees, dat jy kan nie aan tafel gaan sit as jou hande nie gewas is nie, want dan verklaar jy jouself onrein. En hierdie manne is baie ongelukkig, omdat Jesus se disippels met onrein hande geëet het, met ongewaste hande geëet het. Maar die Here kom en hy verduidelik vir hulle presies hoe en wat dit is en hoe dit werk. As ons gaan kyk daarna vers 14, en toe draai Jesus na al die ander mense toe wat daar gesit het. Luister nou mooi na my, want ek wil nie hê julle moet my misverstaan nie. Dit is nie wat julle eet en so in julle liggaam inneem wat julle onrein maak en in God se oë nie. Nee, dit is wat by jou mond uitgaan wat jou vir God onrein maak. Jesus gaan toe saam met sy paar getroue volgelinge in die huis, en nuuskierig vra hulle hom toe wat hy bedoel het. En Jesus sê, verstaan julle ook nou nie? Weet hulle almal gesê, is julle ook nou so blind soos hierdie fariseërs en skrifgeleerdes? En die Here verduidelik nou vir hulle baie mooi. So ons kyk na vers 20. Hy sê, wat egter diep uit 'n mens se hart kom, maak die verskil en kan maak dat God niks daarvan hou nie. Want dit is van binne af uit wat 'n mens begeer, dat vuil gedagtes groei, soos om ander se goed te vat, om jou seksueel sleg te gedra. Laat ek 'n lysie maak. Ek praat van dinge soos moord, om ontrou te wees in die huwelik, om meer te begeer as wat jy het, om mense kwaad te wil aandoen, en allerhande skelmstreke te beplan, om nie om te gee wat jy doen, of dit nou reg of verkeerd is nie, om jaloers te wees op ander mense, om lelik met en van ander te praat, om te veel van jouself te dink en nie jou plek te ken nie, en om sommer net ligsinnig te wees. Al hierdie dinge kom uit die binnekant van die mens, en dit is die dinge waarvan God nie hou nie, en dit maak mense voor God onrein en onaanvaarbaar. Wow, is dit nie 'n gedeelte wat ek en jy kan vashou nie? Hoeveel van hierdie wat ek nou genoem het, maak dit ons alreeds skuldig nie? Oeps, en dan nie, soos ek en jy onrein voor God,
verseker. So kom ons vra God om ons rein en skoon te maak. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie dat ons vandag opnuut voor U kan staan en ons vra, Here, kom haal uit slegte dinge wat uit ons gedagtes uitkom, uit ons hart uitkom, teenoor ander mense, want dit maak ons onrein. Here, kom en kom reinig ons, kom maak ons skoon. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, wees rein vandag, wees skoon voor God. Eet maar met jou vuil handjies, dis okay, is net so 'n bietjie vitamine wat jy so nou en dan bietjie optel. Julle moet 'n geseënde dag hê, kry jou petrol, God bless.